Vriende, dag sê, om goeie nuus te kry van 'n lekker ding wat gebeur het en 'n ding wat suksesvol afgehandel is mos altyd lekker. En as ons vanoggend hier so met Koffiekuier 248 stil raak, dan lees ons vanoggend van die muur se voltooiing in Jerusalem. Nehemia 6 vers 15 tot 7 so vers 3 gaan ons vanoggend saam lees. Die muur is voltooi op die 25ste van die maand Elul, binne 52 dae. Kan ek daaroor gou onderbreek hier? 52 dae waarop daai muur herbou is. Dis eintlik 'n ongelooflike stuk bouwerk. En die slim ouens, die argeoloog wat nou gaan opgrawings doen, het sê dis baie moeilik om presies te bepaal hoe lank die muur was wat Nehemia hulle gebou het, hoe sy afmetings gelyk het, sy dikte en sy hoogte en so aan, want dele van die muur is met opgrawings deur jare ontdek, maar daar's baie van dit wat onder die stad Jerusalem eintlik weg is. Maar die meeste argeoloë vermoed, hulle reken op grond van die afmetings van hoe die stad moes gelyk het, dat hierdie muur omtrent 9 meter breed was. Met ander woorde, dit was 'n muur waarop mense kon stap. Het was 'n enorme stuk muur gewees. Hulle sê dat hy so gewissel het van plek tot plek, want afhangende van hoe die topografie van die stad was, as daar 'n bietjie van 'n rand was, dan het die muur effens laag gebou, maar dat hy gewissel is so tussen 10 en 12 meter hoog. So weer vriende, jy kan vir jouself dink. En omtrent 3,5 kilometer lank. Die bestaande deel van Jerusalem wat in daai tyd dan nou stad was, dorp was, as hulle die omtrek daarvan is reken omtrent 3,5 meter, kilometer wat daardie muur was. So jy kan vir jouself dink, dis 'n indrukwekkende stuk bouwerk. As jy in ag neem dat daar nie huiskrane en al daai goeders was in daai tyd nie. Hierdie ouens het met klipharde handearbeid het hulle hierdie muur gebou. Dan lees ons verder, vers 16. Toe al ons vyande dit hoor en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerdheid daarmee heen. Hulle het toe geweet, ons doen hierdie werk met die hulp van ons God. So vriende, hoor mooi wat sê Nehemia hier. Hierdie bouwerk aan die mure van Jerusalem, voorafgegaan deur die opbou van die stad en die tempel self se herbouing, het gegaan daaroor dat God se naam op die spel was. En dat hulle eintlik wou sê, maar dis die God wat ons aanbid. Vers 17. In daai selfde tyd het daar briewe van vooraanstaande Judeese burgers na Tobia toe gegaan en briewe van hom af na hulle toe gekom. Baie Judeërs het noue bande met hom gehad, want hy was die skoonseun van Sekanja, seun van Arag, en sy seun Johanan was getroud met Berekja. Hulle het gedurig voor my gepraat van Tobia se goeie hoedanighede, alles wat ek gesê het aan hom oorgedra, en dan het hy die briewe gestuur om my bank te praat. So Nehemia maak eintlik sommer net hier 'n opmerking om te sê, al daai konflik, al daai onderlinge toers en goed, en die onsmaaklikheid, wil ek amper sê, met Sanballat en Tobia, het ook maar so bietjie vanuit die binnekant van die volk gekom, want daar was 'n klompie van die ryk Jode wat bande gehad het met Tobia. Heel waarskynlik het hulle besigheid saam gedoen, en dat hulle dan nou onderling met mekaar gepraat het, en dat hierdie ouens het vir Tobia en Sanballat hulle inligting gegee het oor waarmee is Nehemia besig, hoe vorder hy goed, en Nehemia voel dat hy tog dit moet sê, terwille van die geskiedenis, wil ek amper sê dan ook, en terwille daarvan dat hy op 'n manier ook vir die Jode wou sê, maar weet jy, daar is van julle wat half hierdie projek ondermyn het, maar ons weet daarvan, en ons het in elk geval klaar gemaak. Dan lees ons in hoofstuk 7 vers 1. Toe die muur voltooi is, het ek die deure gehang en poortwagte, sangers en leviete aangestel. Ek het Genani, my amptgenoot, en Genanja, die bevelhebber van die vesting, in bevel van Jerusalem geplaas. Genanja was 'n betroubare man wat eerbied vir God gehad het, meer as baie ander. En ek het hulle beveel, moenie die poorte van Jerusalem oopmaak voor die son warm is nie, en maak die deure weer toe en grendel hulle terwyl die poortwagte nog op hulle pos is. Stel ook wagte aan uit die inwoners van Jerusalem, party op die wagposte en party voor hulle huise. So Nehemia besef, ja, dit is dalk nou so, die mure is klaar, maar daar is definitief konflik wat broei, en daar's mense wat eintlik nie die Joodse volk dan nou in Jerusalem wil hê nie, en daarom stel hy dan nou hierdie ouens aan as poortwagte, en hy sê vir hulle, moet nou nie slap lê omdat die muur klaar gebou is nie.
hier by die poorte, dit moet op 'n sekere tyd gegrendel word, moet dit toegemaak word, en eers as dit mooi warm is, nou nie eers skemeroggend nie, regtig as dit nou lekker goed dag is, dan kan jy dit oopmaak dat die stad oopgaan. Vriende, Nehemia laat hom nie afsit van sy roeping nie. Ons sal onthou, as jy nou die verhaal bietjie gaan terug onthou, hy was in Susan die koning se skinker, hy was die sommelier van die koning van Persia, Artasasta, en hy kom, en hy kry hierdie roeping, dat hy die stad Jerusalem moet herbou, dat die stad weer tempel, natuurlik, maar ook wat die ander ouens aan gewerk het, maar dan die mure van die stad, sodat die stad regtig weer as die sentrum, die hub, wil ek amper sê, van die godsvolk kan funksioneer. En Nehemia druk deur, byt vas, ten spyte van 'n klomp teleurstellings en teëstand wat hy kry, hy byt vas en hy doen hierdie ding. Op die ou end is die stad Jerusalem vir 'n hele klomp jaar, was dit regtig 'n veilige vestingstad gewees van die volk. Dis Sondagoggend. Ons is op pad na ons onderskeie eredienste toe, waar jy ook al inskakel of jy dit in persoon gaan bywoon, en kan ek tussen hakies sê, ek hoop regtig dat jy ernstig dit oorweeg om weer in persoon kerk toe te gaan. Of jy aanlyn deel raak daarvan, dit is natuurlik ook deel, maar ons het die roeping om die spreekwoordelike stad van Jerusalem, die geloofstad van God, te herbou. Vriende, en ek wil dit regtig vanmôre baie duidelik sê, ek dink, ons besef nie wat 'n ongelooflike taak daar op die skouers van gelowiges, van Christene is nie. Enigiemand anders wat werk aan die opbou van 'n stad of van die herstel van die ekonomie, doen dit om bepaalde redes wat ek wil sê meestal maar redelik selfsugtig is. Christene is die mense wat vra, maar hoe kan ons doen wat die Here vir ons sê om te doen, wat tot welsyn is vir alle mense, wat soos ons nou al gepraat het, baie uit die Spreuke uit ook, wat ruimte skep, lewensruimte skep vir mense om regtig voluit te leef. En ek wil dit weer sê, ek glo regtig dat ons as gelowiges in hierdie land 'n ongelooflike taak en roeping het rondom die heropbou van die land. En met die opbou van die land om dan regtig ook daar 'n stuk Christelike waardes, identiteit in te vestig, sodat God verheerlik kan word. Die bou van die muur in Jerusalem, die bou van die tempel, het natuurlik vir die volk Israel ook bepaalde voordele gehou. Maar in die eerste plek, en dit lees ons op 'n klomp plekke in die Bybel, het dit gegaan dat God se naam op die spel was. Mag ek en jy vandag so leef, dat mense inderdaad na ons lewe sal kyk, na dit waarmee ons doen, besig is, dit wat ons doen, dit wat ons ook doen om hierdie land weer op sy voete te kry, dan mag mense na ons kyk en sê, ons kan sien die Here leef. Ons kan sien God is besig. Ons kan sien dat hy vir sy mense lief is. Wat jy ook al doen vandag, kom ons doen dit so, dat ons Vader die eer kry. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Here, heel dikwels is die roeping wat U vir ons gee, voel vir ons na hierdie enorme groot ding wat voor ons is, en ons weet nie altyd hoe om dit te doen nie. Ons weet nie altyd hoe om dinge te hanteer nie, en daarom wil ons vanoggend ook maar erken dat ons U so nodig het, o Heilige Gees. Dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee om te weet wat ons moet doen, wanneer ons dit moet doen, op watter manier ons dit moet doen, sodat U verheerlik word. Seën vir ons ook vandag as ons voor U stil raak, en as ons ook, Here, elke oomblik leef vanuit die wonderlike verhouding wat U met ons het, en dat ons dit so sal doen, dat mense vir U sal raak sien, en vir U sal verheerlik. Wees met ons wanneer ons vanmôre in ons eredienste by mekaar is, ook oor die lengte en breedte van ons land, en ook oor die wêreld heen, en gee dat ons ook U teenwoordigheid mag beleef. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam alleen. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Sondagoggend. Geniet 'n bekertjie koffie gou voor kerk. Ek sal moet begin vinnig klaarmaak, dat ek onder by die kerk kan uitkom, en ek hoop ek sien 'n klomp van julle daar. Andersins mag jy dit ook beleef dat die Here met jou 'n besondere pad loop. Mooi loop, ons sien mekaar môreoggend.